bekende spreekwoord lui mos, blom waar jy geplant is. Maar weet jy, dit is die wonderlike, is dat nie een van ons is op dieselfde plek geplant nie. En daarom is dit so wonderlik, dat ons vandag ook die Vader kan vertrou, om deur sy Gees vir jou te ontmoet waar jy is, en om vir jou te help, om ook jou groeipad vorentoe saam met hom te kan ontdek. Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word, en soos wat ek gesê het, mag jy ervaar hoe die groot tuinier ook vanoggend deur sy Gees met elkeen van ons besig raak. Ons tema vanoggend dan ook by hierdie tweede deel van ons geloofreis is, hoe lyk God vir jou? Jesaja 64 vers 8. U is ons Vader die Here. Ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Soos wat 'n mens nou ouer word, begin jy verstaan, daar's 'n klomp dinge wat jy nou verstaan, maar wat jy nie destyds verstaan het. Een van die wonderlikste dinge wat ek ontdek het, is dat daar bestaan nie iets soos 'n volmaakte mens nie. Almal van ons is 'n work in progress. Ons is veronderstel om die mens te word wat God wil hê ons moet wees. Daarmee saam bestaan daar ook geen volmaakte ouer nie. En as jy ouer is en jy luister vandag na my, dan weet ek, jy het ook al baie keer gevoel, weet jy, ek is die grootste flop van 'n ouer wat daar seker ooit gemaak is. Ek kry dit nie reg nie, ek maak foute en 'n klomp ander dinge. Dan wil ek vir jou sê, welkom tussen al ons ander onvolmaakte ouers. Daarmee saam is daar ook geen volmaakte gesin nie. En dan ook leef ons almal binne 'n stuk gebroke werklikheid. Daar is nêrens volmaakte omstandighede nie. Soos wat ek groot geword het, het ek geglo dat al my maatjies se huise lyk soos my huis. En dat in hulle huise dinge gebeur soos wat dit in my huis gebeur. Daar word ook al hierdie goede gedoen van huisgodsdienst en kerk toe gaan en hulle glo in dieselfde dinge, dieselfde reg en verkeerd en al hierdie dinge. Maar naarmate ek groot geword het, het ek ontdek, nee. Dit is nie heeltemal waar nie. Elkeen van ons plek waar ons geplant is 'n anderse plek as die mense langsaan. Ek kan dit omtrent so vir jou verduidelik. Die een van ons word in die groentetuin geplant. Die ander een van ons word in die blomtuin en tussen die rose geplant. Die een van ons word in die vrugteboord geplant. So het elkeen van ons 'n unieke plek waar God gewil het om ons te laat mens word. En dis die een wonderlike ding wat my net elke dag in verstomming laat staan. As ek begin verstaan wat die omvang is van die woordjie genade. Dat ek geplant is waar ek geplant is. En dat ek nie op sommige ander plekke geplant is, as ek daarom dink hoe dit daar lyk. En dan is dit die wonder dat God se genade net so groot is ook vir daardie mense. En dat hy 'n unieke pakket binne daai tuin waar hulle geplant is, 'n unieke wil en doel ook vir hulle het. Nou die twee grootste koersaanpassings wat elke mens moet maak, is die dag as hy trou en die dag as hulle papa en mamma word. Nou wil ek vir jou vra, hoeveel opleiding het jy daarvoor gehad? Niks nie. Al wat jy gehad het, was rolmodelle. Maar ek wil 'n derde een byvoeg. Weet vir my en vir jou, geleer van die hoe van die lewe. Hoe werk dinge? Hoe moet jy kommunikeer? Hoe moet jy konflik hanteer? Wat is jou morele waardes en norme? En so kan ons aangaan. Die plek waar ons dit alles geleer het, was in ons ouerhuise. Daarom is die ouerhuis die primêre bron waar ons geloof gevorm is, deur ons mammas en pappas. En soos wat ek jou net al gesê het, die aanname was, alle mammas en pappas doen dieselfde, en is dieselfde, maar hulle is nie. Elke mamma en pappa kom ook van 'n plek af, wat absoluut uniek was. En dit het my ook lank gevat om dit te verstaan.
En toe het ek 'n bietjie begin dink, waar kom my mamma en pappa vandaan? Hulle was depressiejare kinders en daai tye baie min geld, baie groot gesinne. My pappa hulle was 11 kinders, my mamma hulle 9 kinders. En weet jy, hulle het groot geword en amper mekaar groot gemaak, want daar's geen mamma wat soveel kinders kan hanteer en die huishouding en die kos en al die ander dinge. En pappa was die een wat moes werk, hard werk om kos op die tafel te sit. En almal van die kinders was maar baie aan hulle pasopens vir pappa, want mamma het altyd gesê, jong, vanaand, as pappa by die huis kom, dan gaan ek hom vertel. Meer nog, dit was 'n era waarin kinders gehoor en nie gesien word nie. Kinders moes buite gaan speel, kinders moes onder die voete uit, laat die huis skoon gemaak kon word en al die dinge gedoen moes word wat in die huis gedoen moes word. Nog 'n ding wat ons baie mooi moet verstaan, is dat my en jou pappa en mamma nog niks geweet het van die 5 love languages van Gary Chapman nie. Hulle het al die kinders eeners hanteer. As een droog gemaak het, dan is almal sommer so deurgedraf, want hulle moes gekyk het dat Boetie of Sussie nie daai stoute ding gedoen het nie. En omdat ons ouers so swaar gekry het, was dit vir hulle baie belangrik dat ons as kinders moes presteer, sodat ons nie ook so swaar gaan kry eendag, soos wat hulle gekry het nie. En weet jy, een van die hartseerste dinge vir my is, omdat ons ouers, my mamma en pappa, in groot gesinne groot geword het, het hulle nooit geleer hoe om regtig liefde te wys nie, want hulle het dit nooit gekry nie. En jy kan net iets gee vir iemand, as jy iets het om te gee, en as jy weet hoe om 'n ding te gee. Veronderstel nou maar, jy weet niks van kar bestuur nie. En nou moet jy iemand anders leer van kar bestuur. Jy kan mos nie. Jy weet van dinge in die kop, maar jy het nog nooit agter die stuurwiel ingeklim en geleer hoe om te bestuur nie. Dan kan jy nie vir my kom leer hoe om te bestuur nie. En dit is ook dieselfde gesteld met ons ouers. Hulle het nooit geleer hoe word liefde gewys nie. Hulle het nooit geleer hoe om liefde te gee nie. En dit het daartoe gelei dat hulle almal oor dieselfde kam geskeer het. As 1% gekry het, het almal 1% gekry. En weet jy, op 'n stadium was ek vreeslik krities op my ouers gewees. Totdat iemand eendag vir my gesê het, onthou net, jou ouers het binne hulle vermoë vir jou die heel beste gegee. So, mamma en pappa het ons groot gemaak, soos wat hulle groot gemaak is. Soos wat hulle geleer is dinge in 'n huiswerk. Soos wat hulle geloof geleer het. Hoe glo mens, wat glo mens, ensovoorts ensovoorts. Op 'n stadium het ek 'n boek gelees waarin die skrywer gesê het dat jou siening van God baie sterk bepaal is deur hoe jy gesagsfigure gesien het toe jy kind was. En nou wil ek jou terugvat. Onthou jy, ek het nou net vir jou gesê, die pappas was die hoof van die huis, hulle was die kwaai ooms, maar waar was daar nog ander kwaai ooms? Onthou jy as die onderwyser vir jou gesê het, hoor hierson, nou mannetjie, gaan jy skoolhoof toe. Nou gaan jy vir meneer so en so sien. Daai stap na die hoof se kantoor toe. Man, dit was soos daai Green Mile stap, jou laaste stap omtrent hier op aarde. Dink gou soos wat ons ook vir mekaar gesê het, hoe die predikante, die geestelike leiers van daai tyd gelyk vir jou. Ook kwaai ooms, en as hulle gepreek het, was dit met 'n baie sterk aanslag, en dit is soos die dominee wat gepreek het, en hy sê, broers en susters, en ek vra vir julle, wie dit gedoen? Wie dit gedoen? En net toe word die seentjie voor in die kerk vas, en hy sê, oom, ek beloof, sê ek hier. En ons was juist so bang geweest vir hierdie gesagsfigure, omdat ons geweet het, jy moet in jou spoor trap. En as jy net so 'n bietjie buite die spore trap, dan kry jy dit van alle kante af. En na aanleiding van die boek wat ek gelees het, het ek so 'n bietjie gaan dink oor waar ek vandaan kom. Dat ek gevoel het in my eie mens, ek is nooit goed genoeg nie. Dat ek gevoel het in my
eie mens wees, jy moet altyd liefde verdien. En juist dit alles het daartoe gelei dat God ook vir my hierdie kwaai oom was, wat hy bo in die hemel gesit het. En jong, hy hou 'n mens dop. En as jy nou net uit lyn uit raak, of uit lyn uit trap, dan is dit weer sulke tyd, dan straf hy jou. En as jy te veel uit lyn uit trap, dan gaan jy sommer reguit hel toe. Op 'n stadium het my pappa siek geraak, en ek het iemand gesien wat my ook net so 'n bietjie begelei het deur 'n noute tyd in my lewe. En die persoon het vir my gesê, maar hy dink dit is nodig dat ek en pappa bietjie met mekaar moet gesels. En net 'n paar dinge bietjie uitsorteer, want daar lê nog so bietjie dik lig tussen ons. Ek het eendag spesiaal deurgery na pappa en mamma toe, en ek het met pappa gaan sit en gesels. En ons het 'n hele vooroggend gesels. Al hierdie goed wat in die hart lê, die seer en al hierdie goed sommer net op die tafel gesit. En weet jy, toe klaar is, toe sê ek vir pappa, pappa, ek wil vandag hê, pappa moet hier voor my kom staan. Pappa moet my in my oë kyk. En pappa moet net vir my sê, Charles, ek is lief vir jou en ek is trots op jou. Ag, en weet jy, pappa was so, hy was so skaam geweest. Hy het so langs my kom staan en die arm so om my skouer gesit en vir my ook so druk gegee, man hug, en vir my gesê, my ou seun, jy weet mos ek is lief vir jou. Toe sê ek, nee pappa, hier voor my, kom staan hier voor my. En pappa het voor my kom staan. En pappa het my in die oë gekyk. En ek kon nie praat nie. En toe sê hy dit, Charles, ek is lief vir jou. En ek is trots op jou. En vir die eerste keer in my lewe het ek gehoor uit my pappa se mond dat hy vir my lief is. Ons het mekaar gevat en gedruk en ons het net gehuil en gehuil en gehuil. Maar weet jy wat was wonderlik? Daardie dag het daar 'n massiewe deurbraak gekom ten opsigte van my en my verhouding met God. Tot op daai stadium in my lewe kon ek nie vir God beleef as 'n God van liefde nie. Want al die gesagsfigure in my lewe en al die prentjies in my kop was die van kwaai ooms. Maar daardie dag het ek besef, dit was alles leuns van Satan. God is 'n papa God, 'n papa Vader, wat ons so lief het, dat ons nie kan begin om te verstaan hoe lief hy ons het nie. En dat hy die een is, wat in sy alwysheid gewil het, dat ons op 'n plek geplant moes word, want hy het geweet, daar gaan ons 'n klomp lesse leer, en op die pad verder saam met hom, gaan ons al hoe meer hierdie lesse begin verstaan, en gaan ons al hoe meer ontdek wie hy werklik is, en wie ons werklik is. En daarom sê ek altyd vir mense, die uitdaging is, ek moet die man word, wat God wil hê ek moet wees. Dan word ek outomaties die man, wat my vrou wil hê ek moet wees, die papa wat my kinders wil hê ek moet wees. Dan begin ek blom, waar ek geplant is. Ongeag van al die seisoene, waardeur ek is. Ongeag van al die seer en swaar kry en stikkend, waardeur ek moes veg. Ongeag van die tuin waarban ek geplant is. Want met alles het God 'n plan en 'n heilige doel gehad. En nou is dit die tyd, dat ek en jy moet kan terugkyk, kan sien, kan leer en kan groei, sodat ons volledig in blom kan gaan. Mag die Here jou seën, volgende week kuier ons verder. Liefde groete, Charles. Baie dankie Hemelvader, dat ons vanoggend weer net by U kan kom stil word, in verwondering. Dat ons kan besef, dat U so heeltemal anders is, as wat ons gedink het, en ooit kon besef. En dat dit U hartsbegeerte is, dat ons U sal ontdek vir wie U is, en daarmee saam ook, deur U oë sal ontdek wie ons is. Daarom wil ons net vanoggend vir U dankie sê,
vir u pad van liefde, krag, genade, wat u saam met ons gestap het. Leer ons om die mens te word wat u wil hê ons moet wees. Amen. Nou as jy elke dag 'n WhatsApp dagstukkie wil ontvang, kan jy gerus jou naam en nommer na die volgende nommer toestuur op WhatsApp, en dan sit ons jou op een van die groepe, en dan gaan jy elke dag jou dagstukkie daar kan lees. Jy kan gerus ook ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad besoek, of ons Lewe Lig YouTube kanaal vir meer inspirasie. Hê 'n wonderlike dag, en mag die Here jou ryklik seën.